wat daar was vir die rede hoekom ons gegaan het. Ons het nie Israel gesien nie. Ons het hom ervaar. Dis wat ek vir julle gesê het wat ons wil doen, en terwyl ons so aanbid, nou dink ek, hier een môre toe, geestelik het ek raak gevat, maar vleeslik so 'n bietjie mis. Toe gaan sit ek daar by Dewel daar in die bus daar agter, want toe wag ons ook vir die een wat die vorige aand verdwyn het, want nou moet die polisie kom, en is 'n hele situasie wat jy in plek moet sit as iemand so wegraak, en ons gaan toe en ons begin net te worship. Ons besluit pas dat ons nou besig hou met die en die is omgekrap met hulle, want dit lyk of hulle gekom het met 'n plan om weg te loop, want dit was beplan duidelik. Wil ek vir jou sê, toe sê ons nie, ons gaan ons nie fokus op dit nie, kom ons sing. En terwyl ons nog so besig is en hy speel en hy sing, toe kom die gees van die Here oor my en ek bars uit in tale en ek begin in tale sing en die Here se naam groot maak. En toe ek ophou, toe is hy in tale en hy begin God se naam groot maak. En die heerlikheid van die Here kom ontmoet met ons. En ek wil vir jou sê op die einde van die dag, wanneer die volk van die Here in aanbidding sing, daar's niks so heerlik soos die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Dit is wat saak maak. Dis waaroor dit vir ons gaan. Dit gaan oor niks anders nie. Ek wil net een ding vir julle nog noem. Ag, ek sal dit vir julle noem op 'n ander keer. Kom ek los dit. Ek wil julle bietjie nuuskierig los. Ek wil wel vir die gemeente vra, en ek gaan nou Woensdag terugvoer gee, soos ek sê oor Israel. Ek gaan nou nie weer elke keer hieroor praat, so jy moenie bang wees nie. Ek voel nou so 'n paar ouens aan wat sê, nou gaan ons dit weer heeldag hoor. Jy gaan dit hoor tot Jesus kom in sy stad. Okay, maar in elk geval, ons gaan die 3de tot die 11de of 3de tot die 10de Februarie gaan ons volgende jaar. Ek verkies as ons kan, en ek het dit vir dit uitdruklik gesê, om eers met my eie mense die plek vol te maak, sodat ek ook die Here kan hoor in die hemelse taal wat Afrikaans is. Ek terg, dis nie die hemelse taal nie, is dalk my hemelse taal. Maar ek wil nou vir jou sê, so almal van die gemeente wat wil ingaan, en die wat my volg ook live, ek is nou live, so ek kan nou eers kinder nie, jy moes eers gewag het. Maar in elk geval, al my mense wat wil gaan, asseblief laat weet ons, dis 'n belewenis, mense. Weet jy wat? Dr. Isaac Burger het vir ons laas jaar of jaar voor het hy 'n woord kom bring. En die tema was, daar is 'n adres. I've been there. I've seen it. Ek kan dit bevestig. Toe ek daar by daai graf was, die grafsteen, en ek stap in, en ek laat net so 'n paar toe, en ek buig daar neer, en ek staan met op my so hande 4 voet, en ek bid, en ek sê, Here, wil U my iets wys dalk, want ek sien nou waar Jesus gelê het, en waar hy kopdoeke moes gelê het, en als. Toe ek daar staan, vra ek, Here, is daar iets wat U my wil wys, en nou kyk ek so in die gees of ek iets sien, ek sien niks. Ek sê, Here, maar ek sien niks. Die Here sê, is juist wat jy moet sien. En ek stap uit en ek kom by daai deur, en daai deure is nou maar vir kleiner ouens bedoel, is nou nie heeltemal vir my size nie. Hulle is so 'n bietjie kleiner, en ek's deur. En toe ek so deur daai gat uitkom, staan ek buite, ek sê, ek kan dit vir julle bevestig. Die graf is leeg. Jesus het opgestaan, halleluja! En die salwing van die Heilige Gees bevestig dit, ons Jesus het opgestaan. Die woord sê tot vandag toe word daar nog onder van die Jode versprei, dat sy liggaam gesteel is, maar nee, die kopdoeke lê daar. Hy het die bewys en die teken gegee. Hy het opgestaan. He's coming back again. He went away, but not to stay. He's coming back again. Praise the Lord. Amen. Ag, julle lyk so opgewonde, net nie almal nie. Kom ons gaan aan. Ek is opgewonde oor 'n woord wat ek vir julle moet bring wat die Here vir my gegee het terwyl ons so terugvlieg. En glo my, dis 'n lang vlug. En vir 'n ou wat so geduldig is en rustig is soos ek, is dit baie aangenaam om daar vir 10 ure te moet stil sit. Maar dankie Here, ek het so 'n bietjie my besig gehou met die woord. En terwyl ek so besig is, toe praat die Here met my en ek dink ek gaan dit eers bring, en toe ek besef, hoorie, maar dis Moedersdag, toe sê ek, hier is die boodskap vir die volk. En die tema van die boodskap is geseënd deur jou. Geseënd deur jou. Ek wil vanmôre graag vir u skrifgedeelte aanhaal in Lukas 1 vers 39 tot 45. Ek lees hy ou vertaling uit. En in daardie dae het Maria opgestaan en hastig na die bergstreek gegaan, na 'n stad van Juda. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabeth gegroet.
En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring. En Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. En hy het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou moeder skoot. En wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe kom? Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. Halleluja! En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word. Kom ons gee die Here eer. Halleluja! Hierdie gedeelte is waar nadat Maria gehoor het dat die Here sê vir haar, sy gaan 'n kleintjie baar, sy gaan 'n seun ontvang. Sy het gesê, Here, maar ek het nie eers 'n man nie. Sy was nog nie getroud nie, sy was op daai stadium verloof aan Josef, wat ook eers gewonder het, hey, dalk moet ek die vrou los, wat gaan hier aan? Wat logies is, dit is vir ons nou maklik om 'n uitspraak te lewer, maar ons was nie in hulle situasie nie. En die wow ding daarvan is hoe die Here dit doen, en omdat God vir haar genade gegee het, jy moet nou in gedagte hou, Maria was tot op daardie oomblik 'n gewone girl, niks en niemand het van haar geweet nie. Niks en niemand het van haar geweet nie, soos om een van ons jong meisies met alle respek, wat haarself maagdelik bewaar, uit te lig nou in die gemeente. Jy weet van haar, die samelewing het geweet van haar, maar sy was niks besonders nie. Sy het niks gedoen wat ek kon sê, hoorie, wow, want dit wat sy gedoen het was nie vleeslik nie, dit was in die gees in kontak met God. En ek dink nou in hierdie geval, omdat die Here sê hy het aan haar guns bewys. Die Here het haar raak gesien. Toe kom God en hy haal iemand wat tussen die gehoor is, haal hy uit. En hy sê, ek gaan jou seën, maar hulle sal geseënd wees deur jou. Amen. Ander sal geseënd wees deur jou, omdat jy God dien in gees en in waarheid. As ek vat hierdie geseën deur jou, is hierdie boodskap vanmôre van my, wil ek baseer op 'n paar Bybelfigure, en dit sal wees Maria, Elisabeth, Johannes, Jesus en Sagaria. En ek wil met u praat oor hierdie 5 Bybelfigure wat op die einde van die dag, as jy mooi daarna gaan kyk, in 'n familieverbintenis is, verlangs. Want God het die een geseën en so ontvang die res van hulle toe 'n seën. Nou vanmôre toe dink ek nou 'n bietjie aan iets wonderliks. Nou ek gaan nou nie daaroor stry nie, ek sê dit nou by wyse van hoe ek dit sien, ek sê nie die skrif sê so nie, so asseblief, ons gaan nou nie 'n debat hieroor begin nie. Maar wie glo vanmôre dat Maria deur die Heilige Gees bevrug is en maagdelik 'n seun ontvang het? Glo u dit? Die wat dit nie glo nie, gaan lees weer, dit is so. Dit is die waarheid. En dieselfde asem wil ek vir julle sê, het ek 'n opinie. Dis nou Jacques se opinie, nê? Dit staan nou daar in Jacques 3 vers 4. Ek wil hê jy moet dit nou verstaan. My opinie. Jy moet nou gaan kyk dat Elisabeth kon nie kinders hê haar hele lewe lank nie. Sy was onvrugbaar, sê die woord. 1000 keer seker probeer sy en Sagaria in hulle jonger dae niks ontvang nie. Sy kon nie 'n kind hê nie. Ja, meeste van die tyd het hulle gesê as die vrou, so ons sal nou nooit weet nie, want hy het nie rondgeloop nie, so ons sal nie weet of iemand anders kon swanger raak nie, dalk was dit hy. Het jy al daaraan gedink? Nou op die einde van die dag dink ek in hierdie gedeelte en dan kom ek verder en dis my opinie, en ek wil dit graag uitspel duidelik, dat in dieselfde tyd toe God genade gegee het aan Maria, glo ek het God genade gegee aan Elisabeth. En ek glo ek self dat Johannes se geboorte was ook deur God gegee en nie kom nie van Sagaria af nie. En hoekom ek dit vir julle sê is die volgende. Bly by my. Die woord van die Here sê vir ons, u kan gaan lees, kom ek sê gou vir u basiese gedeelte wat u kan gaan lees. U kan dit mooi gaan lees, skryf dit gou neer, jy wat skepties is, skryf gou neer. Matteus 11.
Matteus 11, gaan lees die eerste gedeelte. Jy kan eintlik die hele Matteus 11 lees, is goed vir jou. Maar lees die eerste gedeelte en veral vers 14 en 15. Hy sê, en dis waar Jesus praat oor alles rondom Johannes. Jesus praat baie dinge rondom Johannes. Kom ons kyk gou of ek dit vinnig hier gaan kry. Dalk is hy nou hier. Kom ons kyk gou of ek dit vinnig gaan kry vir julle. Ag, ek gaan hom nie nou dadelik kry nie. Maar hy praat van alles. Hy sê die grootste wat uit 'n mens ooit gebore is Johannes. Hy sê julle soek hierheen en jy soek daarheen, maar groter as hy is hier. Hy sê wat uit vroue gebore is, was daar nog niemand so groot soos Johannes nie. Amen. En hy gaan verder in vers 14 en 15 en hy sê prontuit vers 14. Jesus sê dit, nie Jacques nie. En as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. Wie oor het om te hoor, hoor. As Johannes dan Elia is wat teruggekom het aarde toe omdat hy lewendig weggeneem is, glo ek is Sagaria nie die bloedpa van Johannes nie, maar God is die bloedpa van Johannes. Want hy is die profeet van God. En met een doel, om te sê, berei die weë vir my koms. Maak die paaie reguit, want Jesus, my seun, is op pad. En hy laat hom 6 maande gebore word voor Jesus. Jo, is dit nie mooi nie. Nou gaan ons verder. En hy sê, en as ek na hierdie mense toe gaan, moet nou nie jou kop daar laat bly nie, ek kan vanmiddag weer daaraan dink, kyk weer die boodskap. Wil ek met u praat oor hierdie Bybelfigure en die eerste een wat vir my belangrik is hier vers 42 wat vir Maria sê, geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Hy sê een verdang sy skoot, maar hy verwys na die moederskoot. Nou, wat beteken dit om geseënd te wees? In die wêreld is geseënd rykdom, finansies, karre, mooi huis, baie keer geleerdheid. Maar weet jy wat is die seën van die Here? Behalwe die een wat ek graag aanhaal, wat jou gesin, jou familie is, wat God jou gegee het, is die seën van die Here om die Heilige Gees te kan ontvang, om geesvervuld te wees deur die werking en die krag van die Heilige Gees. Dis die seën van die Here. Die salwing maak die verskil. Die heerlikheid van God maak die verskil. Geloof in God gee my die redding. Dis die verskil. Nou as ons kyk na hierdie gedeelte en ons gaan oor na Maria toe, sien ons dat sy is geseënd omdat sy God geglo het. Jy kan dit lees Lukas 1 vers 38 tot 45. Maria was 'n jong meisie, onbelangrik soos ek gesê het in die wêreld se oë, maar God kies haar uit. God kies iemand gewoonwegs uit en sê, hoorie, maar ek het jou raak gesien, ek het jou hart raak gesien, jy het genade by God ontvang, toe die engel aan haar verskyn. En ek wil vir jou sê, en sy was nie geseënd oor 'n besonderse werk wat sy uitgevoer het nie. Sy was geseënd omdat sy 'n besonderse geloof in God gehad het. Sy was geseënd omdat sy God geglo het en geglo het dis waar wat God sê. Sê amen. Ons is tereg vanmôre. Amen. Praise the Lord. En weet jy wat, as ons kyk deur daardie geloof van Maria, het die grootste seun en seun in die wêreld gekom en sy naam is Jesus. En ons is deur haar ook geseën vandag. As ons kyk na hierdie gedeelte, wil ek vir jou sê dat jou geloof kan ander mense se seën vir hulle bewerkstellig. Jou geloof het 'n ripple effek, het 'n aanstekingseffek, het 'n oorloopbare effek dat ander kan dit ontvang deur jou geloof. Amen. Ons gaan oor na Elisabeth toe. Elisabeth, sy's geseën deur Maria se teenwoordigheid. As jy gaan kyk, sê die woord van die Here daar, Lukas 1 vers 41 tot 45, kan jy gaan lees. Toe Maria by Elisabeth kom, toe het sy reeds mos nou Jesus ontvang deur die Heilige Gees. Halleluja. Dus Johannes nou net so oor die 6 maandjies oud daar binne in sy ma se maagie. En terwyl Maria daar aankom en sy sê vir haar, wees gegroet. Toe sy haar groet hoor, halleluja. Toe spring Johannes binne haar op en af
en hy word gevul met die Heilige Gees in sy moederskoot. Halleluja! Dit is die uitstorting van die Heilige Gees. En hy ontvang die Heilige Gees, hy spring op en af, en die oomblik toe hy op en af spring van opgewondenheid, wat gebeur? Daar's 'n ripple effek. Toe spring Maria op en af, toe spring Elisabeth op en af, toe sê die woord, toe word sy net daar gevul deur die Heilige Gees. Woo, glory to God. Maria, jou geloof het oorgeloop. Johannes is gedoop deur die Heilige Gees. Elisabeth is gevul met die Heilige Gees. Halleluja, en God se werking het begin gebeur. Wanneer jy in die teenwoordigheid van iemand kom wat met God wandel, sal jy die seën ontvang. Jy is geseënd. Halleluja. Deur ander wat gees vervuld is. Geseën deur jou. Halleluja. Karabandarabassitiandai. Mense in jou lewe het nie altyd baie woorde nodig nie. Hulle het nie altyd lang sinne nodig nie, maar dit was nog voordat Maria vir haar goed verduidelik het en vertel het. Die woord sê toe sy die groet hoor. Sy het nog net die gegroet gehoor. Oh, glory to God. Ek glo toe die teenwoordigheid begin nader kom. En Jesus wat in Maria was, kom nader aan Elisabeth. Toe die teenwoordigheid daar is, toe spring hy op en af en hy word gevul. En ek wil vandag vir jou sê, halleluja, halleluja. The anointing of the Holy Spirit breaks the yoke. Die salwing wat in jou is, breek bande. Die teenwoordigheid van God wat in jou is, steek aan na ander toe. En sy kon nie anders as om gevul te word met die Heilige Gees nie. Hulle het nie eers die saak uitgepraat en gaan bid hier hou om 'n nagmaal. Nee, toe hy daar inkom. Dus die teenwoordigheid van God daar. En ek wil hê jy moet vandag verstaan dat die teenwoordigheid van die Here is aansteeklik. Sy intense teenwoordigheid. Halleluja. En ons gaan nou verder. En ons kom by Johannes. Geseënd in die moederskoot, Lukas 1:15 en 41. Johannes is volgens die engel reeds van die moederskoot af met die Heilige Gees vervul. Die engel sê dit, die profeet van God. So is nie 'n afleiding wat ek maak nie, dis 'n realiteit. Nog voordat hy gebore is, was Johannes reeds geseënd. Johannes was reeds geseënd omdat God 'n plan het met sy lewe om as profeet van God op te tree. Halleluja. Ek wil vandag vir jou sê, kinders is nie te jonk nie. Jong mense, jy voel jy's te jonk vir hierdie goed. You ain't seen nothing yet. 'n 6 maande oue, wat noem jy dit, 'n fetus, is gevul met die Heilige Gees. Ek dink julle is so 'n bietjie ouer. Ek wil vandag vir jou sê, moenie jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld in die woord van God deur woord en daad. Hoor die woord van die Here. God wil die jong mense oproep om gehoorsaam te wees en om te soek in gees en waarheid. God wil 'n nuwe vuur in ons jong mense aan die brand steek. Hoor vanmôre die woord van die Here. Volk van God, luister mooi. Die Here wil ons jong mense aandoen met vuur en met krag uit die hemel uit. So spreek die Here. Kassabrandai. Laat niemand jou jonkheid verag nie. Johannes, jy's van kleins af geroep uit die moederskoot uit vir God as 'n profeet. Om te sê, so sê die Here voor nasies. Hoeveel van julle het woord oor julle? Hoeveel van ons jong mense het profetiese woord oor hulle? Hoeveel van julle ouer jong mense het profetiese woord oor julle? Hoeveel van julle grys jong mense het profetiese woord oor julle wat dalk nog nie tot vervulling gekom het nie? Want daar was 'n belofte gemaak, maar die Gees van God moet nog sy teenwoordigheid kom inneem. Hy moet sy plek kom inneem in jou lewe. Ek vra vanmôre vir u, kom staan aan die regte kant van die profesie sodat God kan werk. Die Here kan vir jou roep met alle respek. Die Here kan profesie oor jou lewe uitspreek. Boeke vol. Niks sal tot vervulling kom as jy nie onder God se woord staan en doen wat God van jou wil hê nie. Jy kan vir my kwaad word, behalwe as God sê omdat jy nie luister nie, sal dit jou tref. Dis iets anders. Maar dankie Here, ons doen dit minimaal in vandag se dae. Maar as God sê, ek gaan jou gebruik voor jong mense, en jy wil nie eers bid in jou kamer nie, wil ek vir jou sê, dan gaan dit baie swaar gaan om voor jong mense te verkondig. As God sê, ek gaan jou salf as 'n diensknegt van die Here, en jy weet nie eers waar sit jou Bybel nie, dan gaan dit baie swaar gaan, sê amen. Jong mense, Johannes, jy's geseënd.
Jy's geseënd. Halleluja. En die volgende een, Sagaria. Ek gaan laaste by Jesus kom. Sagaria, geseënd deur die herstel van sy geloof. Toe die engel met Sagaria praat, sê die woord, hy het hom lam geskrik, volgens een van die vertalings. Hy sê hy het hom lam geskrik. Wat gaan nou weer aan? Hy was 'n priester, hy was besig om priesterdiens te doen, tempeldiens te doen. Hy skrik hom amper tot bekering. Hy sê, hey, wat gaan nou weer aan? Nou gelukkig was daar niemand by skreeu kon by witness nie. En hy sê vir hom, hoor jy, julle gaan 'n seun baar. Jou vrou sal 'n seun baar. En dit en dit en dit gaan gebeur. Hy sal die profeet van God wees. Hy sê, maar hoe gaan ek dit weet? Hy sê, ek is al baie oud. Ek is al baie oud, my vrou is man, sy is net so oud. Ons is 'n bietjie oud, ons is nou klaar. Ons is nou, wag nou vir die laaste stadig loop. Hulle is nou klaar. Die engel sê, omdat jy God nie geglo het nie, sê jy van hierdie dag af, sê jy stom wees. Jy sal nie kan praat nie, totdat dit gebeur, want God het 'n belofte, want die geloof het 'n tyd wat hy moet groei, in Sagaria om te weet, hoor die woord van die Here, my woord sal nie ledig terugkeer nie. Baie mense is in 'n stom tydperk van jou lewe, is omdat jy nog nie God se woord in volle glo nie. Hoor vanmôre die woord van die Here, God se volk. Here sê, is te veel van my kinders wat in 'n stom tydperk is. Ek praat met my volk, maar julle neem my woord nie aan nie. God sê, ek wil jou gebruik, maar jy's in 'n stom tydperk, want jy wil dit eers sien. Hoor vanmôre die woord van die Here, Karaband, Arabasitiandai. En toe Sagaria op daardie plek kom, wat Elisabeth ontvang het, en sy gee geboorte aan Johannes 8 dae daarna, soos dit die gebruik was, om 'n kleintjie te besny. Ek weet ook nie hoe wag hulle 8 dae nie. Maar ook 8 dae, toe kom vra hulle vir Elisabeth en sê, hoor jy, ons moet hierdie laaitjie gaan ons Sagaria noem. Hy moet sy pa se naam hê. Sy sê nee. Hy moet Johannes genoem word. Hulle draai weg van, jy weet nou niks nie, jy's nou sommer net laf, en jy's bietjie oud. En hulle stap na Sagaria toe. Hulle sê, hierdie laaitjie moet jou naam kry. Hierdie vrou van jou verstaan nie lekker nie. Ek kan nogal dink, dalk baie van die skoon mense, nê. Skus. Dit werk nie by julle so nie, maar ja. En hy stap in hom toe en sê, hoor jy, maar jy moet nie, en hy wys vir, hy probeer praat, maar hy kan nie praat nie. Hy wys vir, bring jy, dat hy kan skryf. En die oomblik toe hy so wil begin skryf, toe kom die salwing van die Heilige Gees oor hom, sê die woord van die Here. En hy begin profeteer. Sabaronda rabakus sababayendai. En hy sê, so sê die Here, sy naam sal Johannes wees. En hy profeteer vir hulle, Johannes is sy naam, want hy is deur God gegee. Halleluja! Ek wil vandag vir jou sê, die geloof het vir Sagaria gebring tot 'n mond wat geopen is, om te sê, so sê die Here, kom ons gee hom 'n bietjie eer. Halleluja! Toe Sagaria se geloof kom op die plek, wat die geloof begin vrug dra, toe begin hy spreek woorde van God, asof God self spreek. En hy sê, sy naam sal Johannes wees. Halleluja. Want God maak nie 'n fout nie, sê amen. Ons God maak nie 'n fout nie. Moenie vandag sleg voel as jy voel, Here, ek is op 'n tyd van stomheid nie. Daar's genade vir jou. Gee God 'n kans om homself aan jou te openbaar. Oor vanmôre die woord van die Here. Ja, glory to God. Die 5de, die laaste, maar die belangrikste van almal is Jesus. Jesus, die bron van alle seën. Lukas 1 vers 32 tot 35. Die grootste seën is nie iets wat God vir jou kan gee nie. Dis iemand wat God vir jou gee. Gaan dit weer stadig sê? Die grootste seën wat God vir jou kan gee, is nie iets nie, maar dit is iemand. En sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Halleluja. O sabaronda rabakus sababayendai. Hulle kan name uitdink vir hom net wat hulle wil. I will praise the name of Jesus for all eternity.
In die naam van Jesus is daar genesing, is daar vrymaking, is daar oorwinning, is daar verlossing, is daar genesing, is daar alles wat nodig is in sy naam. Amen. In sy naam. Glory to God. Hy is die seun van die Allerhoogste, sê die woord van God. Heilig en gebore uit die Heilige Gees. Elke ander persoon in hierdie verhaal wat ek vir jou aangehaal het, is geseënd deur Jesus. Maria is geseën deur die beloning van Jesus. Halleluja! Elisabeth is geseën deur die teenwoordigheid van Jesus en Maria. Johannes is gevul met die Heilige Gees as gevolg van die teenwoordigheid van Jesus en Maria. Halleluja! Sagaria ontvang die Heilige Gees toe die Gees van God op hom kom, wat deur die Seun van God vir jou en my bewerkstellig word. Glory to God. Is dit nie wonderlik nie? Soms so vroeg in die Nuwe Testament word hierdie manne gou sommer gevul met die Heilige Gees. Die ander moes wag tot Pinkster. Hier's baie mense wat so wag vir Pinkstertyd vir die Heilige Gees. Jy mis, man, God wil jou vanmôre vul. God wil jou al gevul het, maar jy boks hom in. Ek kan net so werk. You ain't seen nothing yet. Our God is an awesome God, He reigns. Hallelujah, sababayendai. As Jesus vanmôre in jou is, wil ek vir jou sê, sal jy tot seën verander wees. As Jesus Christus vanmôre in jou gestalte vind, soos wat in Maria gebore is, kom die Gees van God nou in ons, en hy werk nie meer soos die wet gewerk het van buite af, om jou skoon te probeer kry, en jy's 'n regte wit gepleisterde graf nie. Ek wil nou vir jou sê, ek het nog nooit soveel wit gepleisterde grafte in my lewe gesien, soos daar in Jerusalem in Israel nie. Hulle loop so. Hulle loop letterlik so, en dan van hulle loop dan so. Gestrap met die wet om die een arm en die wet hier op die kop, en dan die hoed en soeke lang lokkies wat hier afhang. Ek weet nie, ek dink Simpson se net op 'n ander plek gang, maar ook die saaidies wat tot hier hang, en daar loop hulle, en heeltyd gaan hy aan. Ek staan op 'n stadium, gaan staan ek tussen 8 van hulle wat besig is om te bid en te lees, maar daar's geen salwing nie. Weet jy hoekom is daar nie 'n salwing nie? Want hulle ken nog nie my Jesus nie. Hulle verwag nog, daar moet 'n Messias kom, maar die Messias het reeds gekom. Hy lewe, halleluja, kom ons gee hom eer. Halleluja, my Jesus het reeds gekom. Nou stap ek so 'n bietjie ver en nou sien ek hierdie klomp staan daar teen die muur en hulle is besig om te bid. Hulle gaan so. Ek raak bietjie seesiek, so ek kan nie aanhou doen nie. Maar hulle doen dit nou heeltyd en terwyl hulle besig is om te bid, probeer ons vra want nou reinig hulle daar buite, daar voor die klaagmure waar hulle die briefies indruk. Nou reinig hulle daar met waterkanne op hulle reinigingsgebruike, en dan gaan hulle nou in met, jy moet 'n hoed aan hê. Baie interessant. Maar in elk geval, dan gaan hulle nou met hulle kepsies, en die hoedjie raak ook groter hoe heiliger hy is. Hy raak groter. Ek sal julle foto's wys Woensdag. Hulle is oulik. Maar in elk geval, nou staan hulle daar, en ons het hulp nodig, en niemand wil ons help nie, want hy mag nie met my praat nie, ek's 'n sondaar. In sy oë. Hy weet nog net nie wie is dit wat met hom praat nie. 'n geesvervulde kind van God, gesalf deur die krag en die salwing van die Heilige Gees. En jy weet, as hy dalk net met my gepraat het, die Gees van God dalk deur my en hom gewerk. Maar nou vra hulle my ook voor die tyd, pastoor, jy moet nou asseblief nie die ouens bedien op straat nie. Ek sê, nee man, ek doen nie sulke goed nie, moenie worry. Hulle het niks te sê van die vliegtuig nie. Okay, maar in elk geval, nou staan ek daar, en nou wonder ons wat ons gaan doen, want hierdie wit lyke is besig om op en af te stap. En nou mag ons, weet ek nie of ons daar mag gaan nie, ek sou uit deur onkundige dink dit is 'n drinkbeker, toe sit nou 'n reinigingsbeker vir hulle. Ek gaan toe nou in, en nou wonder ons, hoorie, moet ek nou 'n keps aan hê, of nie, moet nou 'n hoed wees, of hy sirkeltjie, wat moet dit nou wees? En toe kom een van die Messiaanse Jode na ons toe. Is dit nie wonderlik? Hy sê, nee, don't worry, you can come through. Weet jy wat sien ek dadelik in hom? Jesus het gestalte gekry en die vrug van die Heilige Gees is in hom. Daar's 'n blydskap. Die woord sê it's a joy unspeakable and full of glory. Halleluja!
Ons het voorheen gehad, ons het gaan 'n diens hou in Israel, het ons saam met 'n kerk gaan diens hou. En hulle het hulle goedjies gesing en als maar dank die Here, dis almal wat glo soos ons glo, want anders was ek nie daar nie. Ek trek my onder geen wet of vloek in vir geen tradisie of niks nie. Ek is vrygekoop deur die bloed van die lam en vry sal ek bly. Amen. Woo, glory to God. Maar weet jy hoe duidelik sigbaar is dit tussen die mense wat nog nie die vreugde van God het nie en ander wat dit het. Ek kon dit nie glo nie. Ek wag heeltyd dat iemand met 'n kamera gaan uitspring en sê, hoorie, hierdie is you must be joking. Dit voel so. Jy kom in 'n ander land, jy ken dit nie. Hier loop hierdie ouens so droog, hulle kyk jou net so, maar hulle mag ook nie regtig vir jou kykie. Hulle stap net so verby en ongeskik. Kyk, 'n vrou moenie voor hulle in die pad sê, stamp jou sommer dat jy daar trek en hulle gaan aan. Hulle is regtig nie die mees vriendelikste mense almal. Nie almal nie, daar is seker wonderlike mense. Iemand gaan nou seker vir my op Facebook sê, ag, van hulle is wonderlik. Hulle is wonderlik, maar hulle is wonderliker as hulle by Jesus uitkom. Amen. OK. Maar in elk geval, kom ek sluit, ek moet klaarmaak. God wil hê jy en ek moet 'n draer wees van die Heilige Gees. God wil hê ek en jy moet 'n draer wees van die teenwoordigheid van God. Maar vanmôre moet jy jouself oopmaak en sê, Here, kom aan. Vanmôre is die oggend dat jy moet sê, Here, kom aan. Kom woon nou binne my. Kom kry gestalte deur my. Wanneer die Gees van God in jou is en hy begin deur jou leef, sal die wêreld van honger terself na jou toe kom om te kom pluk aan die vrug van die Heilige Gees. Hulle sal kom ontvang van die water wat daar nie in 'n put is nie, die water, die lewende water van die Heilige Gees, en dit sal oorvloei en dit sal hulle lewens omvou en omskep. Dit sal hulle omdolwe. Hulle sal niks anders kan doen as om te juig in die Here nie. Ek sê vandag vir jou, ek vra jou vandag met alles in my hart, jy kan in die kerk wees, jy kan jare in en uit jou boude eelt sit. Ek vra nou vir jou, het jy 'n verhouding met God? Het jy die salwing in jou lewe? Het jy die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou lewe? En die Here wys vanmôre vir my sê, dis hoekom baie kerksgangers nooit die salwing en die teenwoordigheid van God voel nie, want hy's nie all in nie. Ek gaan dit weer sê. Dis 'n belangrike woord vandag wat ek vir julle gee. God sê dit vir my duidelik. Baie kerksgangers voel nooit die stem of die teenwoordigheid van God nie, omdat hy nie all in is nie. Hy wil so staan in die wêreld en so in God. Kyk, ek het nou besef toe ek ouer raak, ek het 'n gestremdheid. Dis nou nie my pensie, dis net gewig. Ek het 'n gestremdheid. En weet jy, dis nou waarheid hoor. Julle kan maar vir my bid daarvoor eendag. Ek kan nie, as Dion hier met my praat en my vrou praat, kan ek nie die gesprek volg nie. Ek hoor albei. En ek hoor albei half. En dit kan nogal gevaarlik raak wanneer ek op die einde afsluit en sê dankie liefie vir Dion. Want ek hoor half, want ek word van weerskante af inligting ingevoer. En wanneer jy nog nie alles vir God gee nie, word jy nog ingevoer deur die wêreld en deur God, en daarom kan jy nie God se stem hoor nie. Wie oor het om te hoor, hoor wat die Gees van God vanmôre in die gemeente sê. As jy die teenwoordigheid van die Here in jou lewe wil hê, jy hoor ons sê ons bid en ons voel iets, maar jy voel niks. Weet jy hoekom? Jy's nog nie all in nie. Jy sê mense hoor die stem van die Here, vir jou klink dit sommer nonsens, want jy het dit nie gehoor nie. Weet jy hoekom? Jy's nog nie all in nie. Jy sê mense sê hulle het iets ervaar, jy het niks ervaar nie. Weet jy hoekom? Jy's nog nie all in nie. Mense sê, hoorie, maar God het vir my dit gewys en dat gewys en ek weet nou ek's in die wil van die Here. Jy sê, maar ek ken nie dit nie, ek weet nie. Weet jy hoekom? Jy's nog nie all in nie. Ek vra vanmôre vir jou en ek wil sluit daarmee. Jong mense, ouer jong mense, grysse jong mense, wit jong mense. Ek vra vanmôre vir jou. Wil jy nie all in vir God wees nie? Solank as wat jy nog die invluistering van die vyand in jou oor het, kan jy nie God se stem suiwer hoor nie. Jy mis van die opdragte, jy mis die sensitiwiteit van die Heilige Gees. Ek vra vanmôre, as jy saam met my voel, Here,
Ek wil vanmôre seker maak, ek is all in. I want you to be God of all in my life. Ek wil vanmôre all in wees op hierdie Moedersdag. Ek wil vanmôre seker maak, ek is all in. Ek is ten volle in vir U. Ten volle uitverkoop aan U. Ek wil met U wandel. Ek wil met U wandel soos Henog met God gewandel het en hy was skielik nie meer daar nie. Ek wil met God wandel soos die disippels met God gewandel het, soos die profete met God gewandel het, soos Jesus met God ontmoet het. Die berg van verheerliking. Ons het hom gesien. Hy's daar. Ja. Ek soek die heerlikheid van God in my lewe. As jy vanmôre smag na die Here, ek wil vir jou sê, jy kon Jesus aangeneem het. Mooi. Jy het dit gedoen, mooi. Jy het aangesluit by die skool. Dis wonderlik. Jy het Jesus aangeneem. Jy het jou skoolklere gekry. Jy's in die skool. Maar dit sê nie jy ontvang iets tot jy oopmaak om te hoor nie. Almal wat in 'n skool behoort, het nie al die geleerdheid wat die skool vir hulle bied nie. Want jy moet self besluit of jy jou hart oopmaak. Ek wil vanmôre vir jou vra. Die tema van my boodskap is geseën deur jou. Deur Jesus Christus se salwing wat in my lewe is my gebed dat my mense geseën sal wees. As my mense nie geseënd is in my gemeente, in my huis en waar ek beweeg nie, ek sê vir my kinders, ek sê vir een van my meisiekinders gister, ek sê dat wanneer die Here besluit hy kom haal my en julle dien nie die Here daarna voluit nie, het ek misluk. Dit help nie ek sluit aan by skool as ek nie daar is om te leer en te luister nie. Ek vra vir jou vanmôre al, het jy Jesus al aangeneem? Maar as jy vanmôre die volgende stap wil neem en sê, Here, ek wil U ervaar. Here, ek wil U stem hoor. Here, ek is bereid. Ek gaan all in nou. Dan wil ek vir jou sê, dan gaan jy nie elke 6de diens kan bywoon en net kom nagmaal, koekies en druiwesap haal elke een keer 'n maand nie. Dan moet jy all in or nothing. Baie mense sê ek se Sondag by die kerk is my bokses getik. Is soos ek amper op skool was my matriekjaar. Bokses getik, my rapporte is ook amper getik. Ek wil vandag gou vir jou sê, om God te dien is 'n 24/7 verhouding met God. Dis nie 'n Sondagoggend verhouding met God nie. En jy kan kwaad wees vandag vir my en as jy hierna duiwel vat en jy loop, mag dit goed gaan. Daai kant toe is die mol, daai kant so ek wil nou vir jou sê, as jy wil duiwel vat, vat duiwel. Maar as een ding wat God my voorgeroep het, is om gehoorsaam te wees en nie gewild nie. En ek sê vanmôre vir jou, as jy God wil dien, stap saam met my pad. Hierdie jaar gaan ons die Here dien in gees en in waarheid. Hierdie jaar gaan ons sy stem hoor soos nooit vantevore nie. Ons sal die heerlikheid van God ervaar. Ons gaan sy salwing en sy werking sien. Die Here het vir my gesê oor Pinkstertyd wat nie ver is nie, gaan ek Heilige Gees reeks bring, 'n lering oor die Heilige Gees in diepte. In diepte gaan ek 'n lering oor die Heilige Gees bring elke aand van daai week. Die wat wil kan by wees. Die wat nie wil nie, ons verstaan. Is nog nie vir almal hulle tyd nie. Maar ek wil vandag vir jou vra, as jy voel, Here, ek wil nader aan U kom. Ek wil jou die geleentheid gee. Wil ek jou vra, die wat saam met my so voel, kom ons staan op ons voete. Here, ek wil seker maak. Here, daar's nog gedeeltes in my lewe wat U nie in beheer was nie. Here, daar's gedeeltes in my lewe wat ek so in die privaatheid op my foon doen wat U nog nie in beheer was nie. Here, daar's nog stukke in my lewe wat ek doen en kyk so om of iemand my sien van die kerk wat U nog nie in beheer was nie. Here, daar's dinge wat ek aanvang wat U nog nie in beheer is nie. Maar vanmôre, Vader, kom ek na U toe in die naam van Jesus en ek nooi U Heilige Gees, kom in my lewe, kom kry gestalte in my, sodat my nageslag, dat my familie, dat my mense geseën kan wees deur my. Here, ek onthou ek gaan werk by 'n werksgroep. En dit gaan swaar, hulle wil toemaak. Die baas sê vir my, jy wil nie hier kom werk nie. Hy sê, want ek sê nou vir jou 3 maande maak ons toe. Maksimum 3 maande. Here, maar toe iemand sê, ek sê vir hom, ek kom met 'n opdrag. As ek hier sal jy nie toemaak nie, hy lag vir my. Here, ek het aangekom 6 maande later, toe sit die top tak in die land.
Want God verander omstandighede omdat sy geseëndes by 'n plek instap. Here, U wil werksituasies gaan omswaai. U wil kantore gaan omswaai. U wil munisipaliteite gaan omswaai. Here, U wil owerhede gaan omswaai. Here, U wil ons mensdom en ons samelewing omswaai deur die Heilige Gees wat teenwoordig is en werkbaar is deur U kinders. En dis dan nou vanmôre my gebed, Vader, elkeen wat nou vanmôre staan uit opregtheid. Here, nie omdat hulle skaam is om alleen te sit nie, ooit opregtheid, omdat hulle voel, Here, ek wil graag. Here, dis nie altyd so maklik nie. Ek vra, gee vir elkeen nou vanmôre die krag om te kan glo. En Here, as ons dan nou nog nie kan glo nie, Here, laat ons dalk bietjie stil bly eerder dan so Sagaria, totdat ons begin glo en ons sal spreek woorde van God asof hy self spreek. Here, help ons vanmôre om gehoorsaam te wees aan die stem. Ek seën nou elkeen in hierdie gebou. Ek seën elkeen wat vanmôre hier besluit maak, elkeen wat live ingeskakel is, elkeen wat hierdie boodskap hoor, wanneer ook al God praat nou met jou. Gee nou vanmôre vir die Here die kans. God wil die volke en die nasie seën deur jou. Dankie vanmôre, Vader. Word nou verheerlik. Aan U gee ons al die lof, al die aanbidding, al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons ontvang nou die Heilige Gees. Ons ontvang nou die Gees van God. Here, ek sien die wind wat so waai in die Gees. Ek sien hoe hy so beweeg van plek tot plek. Kom vanmôre, Heilige Gees, waai oor hierdie volk, dat hulle sal ontvang wat U vir elkeen wil doen. Word nou verheerlik. In U hande gee ons dit oor. Ons dankie, Vader, in Jesus naam. Amen.